Goeiemôre aan almal van julle. Dit is maandag die 2de. En wat 'n voorreg om te kan opstaan en net om dankie te kan sê vir alles wat jy nog kan sien en wat jy kan hoor en wat jy kan beleef en wat jy kan asemhaal. Wat 'n voorreg dat ek en jy nog het om iets te kan doen. Daar's 'n rede dat ek en jy hier is. Jy dink dalk jy's nie goed genoeg nie of jy dink dalk hulle het jou afgeskryf. Ek sê vir jou, daar's iets binne in jou. En dit gaan jy net kry by die een wat jou gemaak het. Gaan nie jou skepper toe, moenie mense vra oor wat hulle opinies oor jou nie. Gaan nie die een wat jou gemaak het, hy sal vir jou sê. Nou ja, hier vanmôre lees ek nou 'n stukkie en ek gaan dit met jou deel. Jy het al so baie dit gehoor. Maar kom ons lees 'n bietjie vanmôre uit Johannes 11 uit. Dan hoor ons wat het met Lazarus gebeur. Baie interessante storie, maar kom ek lees hom vir jou. Right. In Johannes 11 sê hy, en daar was 'n baie siek man, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met haar voete, afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus baie siek was. Die susters het toe na Jesus toe gekom en gesê, Here, hy wie u liefhet, is baie siek. En toe Jesus het hoor, toe sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Wat 'n antwoord. Here, praat ons nou van dieselfde man hierso, maar kom ons hoor wat gebeur. En Jesus het Maria en haar suster en Lazarus baie lief gehad. En toe hy dit hoor dat sy siek was, het hy 2 dae vertoef in die plek wat hy was. Ekskuus tog Jesus, Lazarus is baie siek. Lazarus is siek, Jesus, 2 dae. Ek verstaan dit nie. Ek weet nie, hier's 'n baie belangrike rol wat ek vandag moet hoor. Het hulle nou gedink, Jesus gaan dadelik opspring? Jesus het dan nou net gesê, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie. 2 dae. Ek wonder hoekom. Ons gaan uitvind. En toe hy hoor dat hy siek was, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. En eers daarna sê hy aan die disippels, laat ons weer na Judea gaan. En die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig, en u gaan nou weer soontoe. En Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie aarde sien. Maar as iemand in die nag wandel, dan stamp hy hom. En daar het hy gepreek, en hy daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend slaap, maar ek gaan hom om hom wakker te maak. Jesus 2 dae daarna, ja, my ou vriend Lazarus, ek is nou op pad toe, hy slaap nou, maar ek gaan hom net wakker maak. Kom ons hoor 'n bietjie. Hierso praat ons van feite, en ons praat van die waarheid. En toe sy disippels dit hoor, toe sê hulle, Here, as hy slaap, hoe gaan hy gesond word? Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het, dat hy eers rus van die slaap spreek. En hulle het Jesus gesê, Lazarus is dood. Feite, liewe Jesus, Lazarus is dood. En ek is bly om julle ontwil, dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo. Maar laat ons na hom toe gaan. En Thomas, wat Didimus genoem word, het vir sy mededisippels gesê, laat ons ook gaan saam om met hom te sterwe. Ja, ou Thomas, vir oulaas vir jy nog iets inkry, jy is mos die een wat niks geglo het nie, ne? En toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was. Het julle my? 4 dae in die graf, sê die Bybel, vers 17. En Betanië was naby Jerusalem, 2 myl daarvan af, en baie van die Jode het gekom, by Martha en Maria gekom, om oor hulle broer te troos, en toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. En Martha het vir Jesus sê, Here, as u hier gewees het, sou my broer verskoning nie gesterf het nie. Ons praat van feite, Jesus, hy is 4 dae al in die graf. En selfs nou weet ek, dat alles van u wat God vra, u sal gee. En Jesus sê vir haar, jou broer sal opstaan. Hier kom die waarheid in, daar is die feite. Jesus, hier is die waarheid. Jesus is die waarheid. Maria antwoord hom, ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding op die laaste dag. Jesus sê vir haar, nee, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe in my glo, sal nooit sterwe, tot aan al die ewigheid nie. Ja, Here, ek glo dat u die Christus is, die Seun van God, en nadat sy dit gesê het, gaan roep sy Maria, en sê, die meester is hier, hy roep jou, en daar het sy vers 29,
toe die dood vinnig opgestaan en hom toe gegaan, en Jesus het nog nie in die dorp ingekom nie, maar hy was op die plek waar Martha hom ingeroep het. Ek gaan 'n bietjie vinnig aan. Vers 33, toe Jesus dan haar sien ween en die Jode wat saam met haar was, ook sê, het hy geweldig bewoog geword en sy gees het hom ontstel. En vers 35, Jesus het geween, en sommige van hulle sê, kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie? En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword, toe hy by die graf ingekom het. Jesus het ook emosies gehad. En daar was 'n spilonk en die steen was daarin gelê. En Jesus sê, neem die steen weg. Martha het die suster sê vir hom, Here, hy ruik al. Here, hy ruik al, want hy is 4 dae dood. Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie? Hulle neem toe die steen weg, waar die oorledene lê, en Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, Vader, ek dank U dat U my verhoor het, en ek het geweet dat U my altyd verhoor, maar ter wille van die skare het ek U gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy dit gesê het, vers 43, het hy met 'n groot stem uitgeroep, Lazarus, kom uit. En die oorledene het uitgekom, sy hande en sy voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met 'n doek. En Jesus het gesê, maak hom los en laat hom gaan. Wow. Vriende, ons praat nou van ons Jesus. Hy, wat dit daai tyd gedoen het, kan dit nog steeds doen. Ek het juist hierdie hele stuk vir julle gelees. Ek hoor hier 2 goed. Ek hoor hier's feite. Jesus is te laat. Dit gaan nie werk nie. Ja, Here, met die opstanding sal hy opstaan. Jesus moenie eens kom nie. Dis nou te laat. Hoekom het jy so lank gewag? 4 dae, Here, is te laat. Nee, hy is nie te laat nie. Ek wil hê, julle moet verstaan, ek het laat gekom, sodat julle kan sien, dat God kan uit iets doods het, kan hy iets niets maak. En dis die woord wat ek vandag vir jou wil bring. God kan iets wat dood is, kan hy iets niets maak. Miskien is dit 'n bankrekening, miskien is dit dalk 'n huwelik, miskien is dit dalk 'n verhouding met 'n kind. Die Here kan iets niets maak. Hy kan iets wat dood is, kan hy nuut maak. Vanmôre wil ek dit oor jou spreek. Ek wil daai Lazarus van jou roep uit jou graf uit. Lazarus, kom uit. Here, maak dit niet. Die feite is daar, maar die waarheid, sy naam is Jesus. Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Die feite was daar, toe die waarheid daar aankom, toe lewe Lazarus. Wat 'n storie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die waarheid. Dankie dat daai waarheid ons gered het van die leuen. Ons gered het van die hel. Dankie dat daai waarheid ons kom versoen het met ons Vader. Dankie daarvoor. Ek bid hierdie goed in Jesus Christus se naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Weet dat die waarheid is aan jou kant. Hy is jou advokaat. Heilige Gees is hier vir jou elke dag. Jou beste is op pad. Totsiens tot 'n volgende keer.